Goeiemôre geliefdes, gaan dit goed? Almal 'n goeie nagrus gehad? Almal warm gewees? Sjoe, ek moet net vir julle sê, ek was so 'n stukkie uit gewees vanoggend toe die son net so begin uitkom het en met die verrigtinge vanoggend toe die Colin vir ons uit die woord uit lees en die spesiale item van Janine hulle en ek kyk so oor die lande en die natuur en daar's min plekke wat mens so bevoorreg is om te kom en vroeg in die oggend die woord van die Here te hoor terwyl mens so in die middel van die natuur sit. Ek het al in interessante plekke gepreek in my lewe, maar hierdie vat vir my is die kersie op die koek, nee. Hierdie is die kersie op die koek. Jo. Geliefdes, kom ons sluit die oë. Liewe almagtige hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om vanoggend hier by mekaar te kom. Ons dink aan die psalmdigter in Psalm 8 wat sê, wat is die mens dat U aan hom gedink het? Laat U ons kom besoek het. U het ons 'n weinig minder gemaak as hemelse wesens. U Heer, ons dank en loof U vanoggend opnuut dat U ons geskaap het, dat U ons kom besoek het. U Heer, en laat U aan ons dink. Dat ons dag en nag op U gedagtes is. Kom nou in ons midde, waar ons, ek in my gebrokenheid, U woord gaan oopmaak. U Heer, en U waarheid daarin soek en ons vra U om die Heilige Gees te stuur om ons in die volle waarheid te lei. U Heer, sodat ons vernuwe sal U uitstap, laat ons nader aan U sal wees, laat ons identiteit opnuut sal vind in U. Vergewe ons tekortkominge, vergewe my tekortkominge. My sonde is wetend sowel as onwetend, liewe Heer. Mag ek nie vanoggend 'n struikelblok wees vir U evangelie nie, maar spreek deur my. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. So hoe voel julle? Hoe voel julle fisies vanoggend? Ek weet daar's 'n paar mense met paar paddas in die kele. Ek wil net vir julle sê dis eintlik onrein. Ons eet nie eintlik paddas nie. Dis eintlik bietjie onrein. Maar van ons het maar nou die paddas in die kele. Voel julle uitgerus? Julle is nie bietjie moeg en tam en glad nie. Niks. Ek glo ons is. Ek glo ons staan in die middel van 'n stryd. Is dit nie so nie? Wie van julle vat nie shots nie? Wie kry nie so nou en dan enetjie op die regterwang en enetjie op die linkerwang nie? As Christene, as Bybel gebaseerde Christene, is daar niemand tans in die wêreld wat groter houe vat as ons nie. Ek weet nou nie of ek die Bybel moet oopmaak vanoggend nie, want Colin het nou reeds my verse gelees waaruit ek wou preek, maar ek wil net vra, het u Bybel hier vanoggend? Kan ek hulle sien? Ek wil u vra om hulle asseblief saam te bring, al is hulle op hierdie vorm, ek gee nie om nie. Ek is bietjie oud om hierdie vorm myself te gebruik. Ek gebruik maar nog hierdie vorm, maar ek gee nie om nie. Solank u die Bybel net hier het, sal dit vir my baie gaaf wees. En ek lees dan van ons, maak vir my oë by Genesis 1 en ek lees vers 1 en 2. Ek wou eintlik oor die hele Genesis 1 gepreek het vanoggend, maar ek dink nie ons gaan verby vers 2 kom nie. Sê vir my as jy daar is, gee my net 'n amen. As jy nog nie daar is nie, sê net hou die genade deur oop. Is jy daar? Dis nie die moeilikste boek om te vind in die Bybel nie. Dis heel in die begin.
Ek lees uit die 33:53 vertaling en dit lees as volg. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. En die gees van God het gesweef op die waters. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, ek vra U dat U asseblief 'n spesiale seën op U woord sal sit vanoggend. Liewe Heer, hierdie woorde is wat die fondasie van die Bybel, ons geloof, daar plaas, liewe Heer. Die Engelsman sê, this is setting the tone for what is to follow. Wees nou in ons midde, kom lei my, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek is nou nie 'n kenner op evolusie nie, maar help my as ek verkeerd is. Vandag is daar 3 teorieë om te bevestig hoe alles ontstaan het. En dis waar die stryd begin. Dis waar jou en my stryd begin. En ek wil net vir julle sê, wanneer ons kinders stuur na publieke instansies om onderwys te gaan kry, is hierdie wat in hulle ingedoktrineer word. En hier is waar ons stryd begin. So die een teorie sê, daar was niks. Absoluut niks. Weet julle wat is niks? Ek en jy kan nie besef wat niks is nie. Want ons het gekom nadat niks uit die pad gevee is. So eintlik in ons menslike denkwyse kan ons nie besef wat niks is nie. Maar die eerste teorie sê daar was niks. En toe op 'n wonderbaarlike wyse het daar 'n materie ontstaan. En iemand het 'n cracker aan die brand gesteek en daar was 'n poef. En skielik het alles kom. Die volgende teorie sê daar was nie niks nie. Daar was hierdie saamgeperste bonneltjie, klein materie. En daar het weer eens kappa gekom. En alles het ontstaan. Daardie 2 teorieë is baie naby mekaar. Daardie 2 teorieë wil sê dat ek en jy is afkomstig van een of ander aapspesie. Partykeer wil ek daai teorie glo as ek sien hoe sommige mense hulle self hanteer, né? Dis net 'n grappie. Maar dan is daar 'n derde teorie. 'n Teorie wat vandag nie meer erken word in die opvoedkundige stelsels nie. En daardie teorie sê daar was niks. Ex nihilo. Niks. Behalwe 'n godheid. En toe as gevolg van die verhouding wat heers, die perfekte verhouding wat heers tussen die 3 eenheid. Was daar 'n uitvloeisel van die liefde van daardie 3 eenheid. En daar kom 'n oomblik wat uit niks uit daardie God skep. Doelbewus en gerig, in orde, in liefde. En die uiteinde van daardie teorie is dat ek en jy nie net 'n klomp ape is en bobbejaan. Maar wie is ons? Wie is ons? Geskape in die beeld van God. Maak dit 'n verskil. En weet julle, dis as gevolg van hierdie teorieë wat die wêreld is waar hy is. Dis as gevolg van hierdie teorieë wat die kinders 'n identiteitskrisis het. Dis as gevolg van hierdie teorieë dat ek en jy 'n identiteitskrisis en 'n selfbeeldprobleem het. Dis as gevolg van hierdie teorieë dat ons nie meer God
'n plek in die samelewing gee nie. Hou die Bybel oop daar. Rudy, kan julle gou vir my die skerm aansit, asseblief? Ek het Genesis 1 in Hebreëus hier. Ongelukkig kan ek nou nie point nie, en ek weet nie hoe om vir julle te wys dat ek regtig so bietjie Hebreëus kan lees nie. Maar vers 1 in Hebreëus is krities. As bewysstuk, en ek wil net sê, so Moses skryf nie Genesis as 'n bewysstuk dat God bestaan nie. Moses skryf Genesis om my en jou te vertel wie God is. Vir Moses maak dit nie sin dat enigiemand anders sal glo as dat die God van die hemel en aarde alles geskape het nie. Hy sou sê, mense wat anders te dink as dit, kan dalk ape wees. Is hy aan? Jy moet net vir my sê, as julle sulke snaakse woorde daar sien. Toe ek op Helderberg College was en begin studeer het, in ons eerste jaar begin ons Grieks en Hebreëus leer, en La Rochelle was 4 jaar oud. Nou sit ek laat aan met so 'n klein wit bordjie, met 'n wit bordmerker. Dan skryf ek nou en ek oefen en sy het hare gehad, en sy het geskryf en geoefen. La Rochelle kon Hebreëus skryf, lank voordat sy Afrikaans of Engels kon skryf. Dis jammer ons het nie volhou met daardie vir haar nie, maar nietemin. So ons lees van regs na links, né? Dit sê Barashit. Bara, daai woordjie wat in italics is bara, en dis belangrik. Dis die woord geskape. Die woord bara in Hebreëus word net gebruik vir, soos Latyn sê, ex nihilo, uit niks uit. So hierdie woord beteken nie gemaak nie. Dit beteken geskape. Ek en jy kan iets maak. Ek kan hierdie planke vat en ek kan 'n saag vat en ek kan dit saag en ek kan aan mekaar slaan en ek kan 'n hok vir 'n voël maak. Dit is nie skape nie. Skape is wat jy niks vat nie. Barashit, die eerste woord, beteken in die begin. So voordat God enigiets kon skape, daai point. Kan ek hier voor kom staan vir? Gaan dit reg wees? So in die begin, so voordat God kon skape, nou het ek droog gemaak, né? Okay. Ek sien homself nie, kan julle hom sien? Ek daar bo teen die dak. Hy wil nie op die skerm nie. Never mind. Dankie. Okay, so voordat God kon skape, moes hy tyd maak. Hy moes tyd maak. Hy moes tyd skape. 'n Begin vertrek. In die begin, uit niks. Elohim. En dan die 2 in blou, et. Et is 'n object maak, 'n onderwerp merke. Hashimim, et eretz, heavens and the earth. So die hele onderwerp gaan oor die feit dat daar niks was nie. En die voorwerp wat God is. En die werkwoord wat skep is. So onderwerp vir die hemel en die aarde. Wat dink julle is belangrik daarom te red? Wat stel Moses vir ons daar? Dat ek en jy die onderwerp is van God se skepping. En dit is so belangrik.
Want ons kinders in die samelewing sukkel met ons identiteit. Wat was die kroon van die skepping? Julle is daar in Genesis 1 vers 26 en 27 en 28 en God het gesê, laat ons die meervoud van God, Elohim, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees sê, kom laat ons mense gaan maak na ons beeld en ons gelykenis. En dan wat moet hulle doen? Heers oor dit wat ons by hulle voete gesit het. Dis vir my bietjie anders as om 'n aap te wees. Want 'n aap moet in 'n tak hang en neute eet en piesangs eet. Maar ek en jy, God kom na ons toe en hy sê, oom Stief, Tannie Isie kan dink oom tree partykeer soos 'n aap op, né? Maar jy's kosbaar. My liefde, die uitvloeisel van die liefde in perfektheid, het veroorsaak dat oom Stief, oom Jan, Tannie Jenny in die beeld van God geskape is. Unbelievable. Nou is my vraag, heers ons? Die wêreld heers nie vandag oor God se skepping nie. Want ons het vergeet wat Genesis 1 vers 1 vir ons sê. Dat God met 'n plan geskape het. 'n doelgerigte plan uit liefde uit. En is nie dat daar in God iets tekort was nie, ons moet dit reg verstaan, want as daar iets tekort was in God, was hy nie perfek nie, en dan is hy nie ons God nie. Maar is 'n uitvloeisel van daardie perfekte liefde, en daardie perfekte verhouding in die drie-eenheid, wat hy ons skaap, en hy sê, Ariana, jy's special, jy's myne. In my beeld is jy geskape. Ek nooi jou om aan te blaai na Genesis 2 toe. En daar vind ons in vers 15 waar die Here sê, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Spesifieke plek waar Adam en Eva moes heers. En dit wat hy vir hulle gegee het, moes hulle bewerk en bewaak. Weet julle waar kry ons daai woordjie bewaak? Nog in die Bybel? Wat is die kenmerk van die oorblyfsel in Openbaring? Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar. Die korrekte vertaling is bewaar. Nie hou nie. Daar's 'n verskil. As ek hou, is ek fanaties. As ek dit bewaar en bewaak, besef ek daar's 'n groot stryd wat heers met die aanval wat sê, God is nie regverdig nie en sy gebooie kan nie gehou word nie. En nou is daar 'n groep mense wat sê, dis nie waar nie. Ons gaan God se gebooie bewaar. Ons gaan dit bewaar. As 'n getuienis, reg voor Jesus se koms, dat daar mense is wat in die beeld van God wandel, soos hulle geskape is, om te bewerk en te bewaak. Vers 18, ook het God, die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. En die Here God het die aarde geformeer en die diere van die veld en die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan die name gegee aan al die vee en die voëls van die hemel en aan die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind nie. Hoekom moes Adam die diere name gee? Hy moes 'n tekort raak. Sy eensaamheid. Laat hy anders is. En toeskaap die Here vir Eva. En wat was die eerste ding waarin hulle gestap het, nadat hulle perfek geskape was, toe daar die son sak? 'n Sabbatsverhouding.
En dit is wat Moses vir ons tuisbring. God spreek op twee maniere vandag met die mensdom. Eerste een is 'n algemene openbaring deur die natuur. Daar is geen mens wat nie 'n openbaring van God op hierdie planeet kan kry nie, as sy hart ontvanklik is. God spreek deur die natuur getuig van sy grootheid. Dat daar 'n skepper God is. Die tweede manier is 'n spesiale openbaring. Net soos wat Adam en Eva gehad het, en die aandwenkie die Here saam met hulle gaan wandel in die tuin, en hy het met hulle gedeel, en dan op die Sabbatdag het daardie spesiale openbaring sy volheid bereik. Wat God 24 uur in hulle midde was, en hulle openbaring kon kry van wie God is. Daarom wil ek julle aanmoedig, soos ons begin, in die begin, uit niks, was God se onderwerp om te skape, om jou en my in sy beeld te skape. Voor die val verbond. Daar's 'n verbond wat daar was voordat die val gekom het. En die verbond is dat die God mens gaan maak na sy beeld. En daardie verbond staan nog steeds vandag. En wie is u? En ek? Sit bietjie regop, tel daai ken op en sê, ek is Werner van Wyk wat geskape is in die beeld van God. Dit is my identiteit. Wat is my doel? My doel is om God se skepping te bewerk en te bewaak, en in die volgende praatjie gaan ons daaroor praat. Dis my doel. Om in alles wat ek doen, eer en heerlikheid te bring aan die een deur wie en tot wie ek geskape is. Dis my doel. Ek is nie 'n aap nie. Mag ons hierdie vir ons kinders leer, want ons kinders in hierdie wêreld is in 'n identiteitskrisis, waar daar sandbakke by skole se badkamers geplaas word. Ek weet nie of ek kan sê wat ek nou mag sê nie, maar gaan ek sê, sodat die kinders kan urineer soos 'n kat. Hoe laag en hoe ver kan ons gaan van God se skepping af? Wie is julle? Wie is julle? God se skepper. Mag ons dit nie vergeet nie. Die van my kind is. Die Here het jou spesiaal gemaak, en jou vir Marlo, en vir jou. Kom ons sluit die oë. Liewe Vader, die eerste vers in die Bybel sê vir ons, wat gaan kom? U wat uit niks uit, ex nihilo, soos die Latyn sê, geskape het, sodat daar mense sou wees wat in u beeld sou wandel, wat 'n getuienis sal gee van wie u is. En u is nog nie klaar nie. Alhoewel daar 'n kinkel in die pad en 'n uitdaging gekom het, wat die sondeval is u nog steeds besig om daardie verbond te vervul. Sodat wanneer u weer kom, daar 'n groepering van mense sal wees, wat in u beeld sal staan. Mense wat in die groot stryd sal staan, ten spyte van die houe en die klappe, en die verwerping wat na hulle kant toe kom. Mense, ons wat sal sê, ons gee nie om oor hierdie wêreld nie. En wat hierdie wêreld ons kan bied nie, ons weet wat vir ons voorlê. En daarom
staan ons soos 'n pysie op 'n matriekmeisie se gesig. En ons sê, ons wil eer en lof bring vir die een deur wie en tot wie ons geskape is. Mag ons nie vergeet wie ons is nie. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.